Goed, julle sal die glo en wat se skrif is ons vanoggend hier. 1 Konings 17. In Konings 17. Ons gaan hom net eers deurpraat. So voor jy dink jy weet presies waaroor ek gaan praat, jy's verkeerd. Heartrate monitor is baie vinnig. Die heartrate monitor. As ek hom omdraai dan druk my groot torso, druk die knoppie, druk hom af, so ek moet hom verkeerd om laat staan. 10 April 1912. Wie ken hy datum? 10 April 1912 verlaat die Titanic die Engelse hawe. Hy sink die 14de, nie 15de. Maar dis alright, juffrou, is okay, ek wil net sê, geskiedenis was my vak. Die Titanic verlaat die hawe van Engeland. Min mense weet dat hy gaan eers daar vanaf Frankryk toe. Het ek seker hoeveel het mense opgelaai? Die grootste passasiersskip van sy tyd. Die Olympic is saam met hom gebou. Daar was 3 skepe wat gelyktydig gebou is. Die Olympic en die ander een se naam moet ek vergeet, amper soos die Britannic of so. Ja, Britannic. Ja. Hulle is al 3 op dieselfde tegniek gebou, almal deur dieselfde ou ontwerp. En die Titanic word die Titanic genoem omdat die woord Titanic beteken enorm is. Enorm groot. Die grootste van sy tyd. En hy gaan haal in Frankryk, 'n sekere hoeveelheid mense, laai hulle op en daarvanaf gaan hy Ierland toe. En hy gaan laai nog 'n hoeveelheid mense op, laat hy so net oor die 2400 bemanning of mense saam met die mense wat nou fisies op die boot crew is en wat werk, is op daai skip toe hy uit Belfast uitry die oggend van die 12de April. Uitvaar. En al wat mense is en al wat nuusstasie is, het foto's geneem en gepraat oor hierdie almagtige skip. Ek is so tempted om vir julle te vertel van 'n oom in Namakoland, maar dan sal hierdie opname nie werk nie, van wat hy gesê het. In my geval, my vrou sal nou dadelik sê, time out. Ja. Dit het werklik gebeur, dit is 'n kettingtrekker. Kettingtrek, die eerste keer dat hulle die D9 Komatsu by Springbok na Babib demonstreer. Toe vat daai ding uit 'n derde van die mynhoop weg met een stoot en toe nog 'n ander derde en toe die laaste een toe hy terugkom. En daai oom vryf so oor sy rooi baard. Ek sal definitief sy woorde kan herhaal nie, maar hy sê kerels, hulle sê die liewe Here is almagtig. Maar ek sal hom vir jou sê, hierdie trekker is homself. En toe uiter hy daar woorde wat ek nie nou kan sê nie. Wat klink van soos diep gevaarlik. Nou so het die mensdom aangegaan oor die Titanic. Yes. Ek wou dat die ou die Titanic ontwerp van sy seevoet was nie bevestig nie. Not even God can sing. En nou moet oom my preek vooruitloop, maar baie dankie. Ja. Not even God can sink the ship. Die ingenieurs en die ontwerpers was so uitgemaak oor die almagtigheid van hierdie skip, dat hulle almal aan boord was van sy, wat is 'n Virgin flight? Nooiensvaart. Ja, Nooiensvaart. En op die 14de April, 11:30 die nag, slaan hulle die ysberg in die Noord-Atlantiese Oseaan. En binne 2 ure sink die almagtige, onsinkbare skip. En toe begin, soos 'n nadoodse ondersoek, begin die mense navorsing doen oor hoekom.
Wat het gebeur? En ek wil vanoggend met jou gesels oor 1500 lewens wat verlore is as gevolg van 11 foute. 11 foute wat hulle kon optel. Daar kon seker potensieel meer gewees het, maar 11 foute. En dan wil ek jou iets agterna vertel van dit. So hierdie is alles net statistiek, dis nie my opinie nie. Ek het dit alles gekry van bevestigde bronne. Hy was op pad Amerika toe. En daar was sprake nommer 1, dis nie nommer 1 nie. Daar was sprake van wie kan die vinnigste van Europa gaan tot in Amerika, tot by New York. En alhoewel dit nie bevestig is dat dit in die kaptein se hart was nie, was die spoed waarteen hy gevaar het 22 knope, omtrent net so oor die 40 km/h. En jou spoed moes gewees het 20 km/h. So die Titanic het ekstra krag gehad. Ek kan nie vir jou sê hoeveel stoom engines hy gehad het en hoeveel verbranders hy in die onderkant gehad het, maar dit was onbeskryflik die meganiese werk vir sy tyd. Dit was 'n ontsaglike meganiese werk. So, eerste ding wat gebeur, die eerste ding wat gebeur het, is in 'n skip wat 'n entjie voor die Titanic is, stuur 'n morsekode deur vir die Titanic na die kaptein toe, om te sê, ons het 'n ysveld getref wat verder suid lê as wat dit moet lê. Die ysveld het verder gedryf. 'n Ysveld is nie 'n ysberg nie. Dit is 'n klomp ysberge bymekaar. Groot stukke ys wat in die see drywe. En hy sê vir hulle, ons was stadig genoeg om dit op te tel en ons het, ek kan nie vir jou soveel grade nie, maar we changed course. 'n sekere, sê maar 20 of 25 grade suid moet jy jou koers verander, dan moet jy om die ysveld beweeg, want die ysveld beweeg teen 'n sekere spoed. Ook suid so, as jy dit wil mis, moet jy so omgaan. Maar die kaptein het hom nie gesteer aan die waarskuwing nie. So punt nommer 1, die kaptein van die skip het die waarskuwing geïgnoreer. Hoekom? En hy het sy spoed verminder nie. Gesê full rudder. Hoekom? Trots. As gevolg van die ontwerper wat gesê het, kom ek vertel vir jou, die kaptein kan nie net 'n kaptein van 'n skip wees nie. Daai ou moet die skip ken, so daai ou moes deur geweldige opleiding gaan om daardie skip se tegnologie te verstaan, want hy moet hom stuur. En as daar 'n fout kom, moet hy 'n aanbeveling maak aan sy bemanning, hoe moet ons die fout hanteer? Daai ou se kennis van hy skip moes geweldig gewees het. En terwyl hy deur die opleiding gaan, vat hierdie ou en sê vir hom, kan jy gou sien, ons het 'n dubbel romp ingesit. Wat beteken selfs al sou enigiets omtref, soos die ys, kan dit nie deur die tweede wand gaan nie. Hy kan deur die eerste een gaan, maar nie deur die tweede een nie. Hierdie skip kan nie sink nie. En sou dit gebeur, dat iets verskriklik omtref, en kan ek jou net gestop? So 'n tydjie voor die Titanic in die water gelons word, is die Olympic eerste gelons. Effens kleiner as die Titanic, maar presies dieselfde tegnologie. Presies dieselfde ontwerp, alles. En daar gebeur 'n foutjie. En 'n warship, heel wat kleiner as die Olympic, maar baie staf gebou om oorlog te kan hanteer, vaar in die kant van die Olympic in en veroorsaak net so 'n gat. Massive. En die Olympic sinkie. Wat dink jy het die ontwerper vir die kaptein gesê? Kyk gou. Dink jy enige ander skip daar buite sou gesurvive het met so 'n gat in sy romp? Nee. Die Titanic
is op dieselfde manier ontwerp. Kyk hy stuk gat. En dis 'n ander skip wat in hom vasry, dis 'n ramp, reg dwars in sy sye. So daarom sê die kaptein, hierdie skip kan nie sink nie. Ons gaan nie rigting verander nie. Ons gaan nie spoed verander nie. Ons gaan reguit dwars deur hierdie ysveld. Waarskuwing verontagsaam 1, 2 spoed. Probleem. Die derde punt is ons nog steeds by die kaptein. Arrogansie. Arrogansie. Ek is die kaptein van hierdie skip. Jy vertel nie vir my nie. Ek weet waartoe hierdie skip in staat is. Nie eers God kan hierdie skip sink nie. Die vierde een. Die skip bestaan uit 16 bulkhead compartments. Dit is seksies wat vertikaal gebou word op die horisontale lengte van die skip. Wat beteken? Enige plek waar die skip 'n breek sou optel, kan hierdie skip vaar tot 4 van daai kompartemente vol water is. 4 van die 16 sal hy nog kan hanteer. Dis ongehoord. Dit was 'n ingenieursontwerp van sy tyd. Maar hulle het dit so ontwerp dat die tussen daai seksies is al die steenkool burners en die goeters daar in die onderoonde en die goeters in die onderkant, al die kompressors, al die goeters is daar. Hulle het so ontwerp dat daai seksie het nie gegaan tot teen aan die tweede verdieping, wil ek amper sê, 'n plafon nie. Daar was 'n opening. So toe die water uiteindelik inkom in daai Titanic en die water kom te sterk in, toe loop hy bo oor hierdie kompartemente. En hy vul uiteindelik 6 kompartemente. 6 van hierdie seksies in plaas van 4 waarmee hy kan. Right? Fout. Baie goed ontwerp. Fout in die bokant. Dis soos om 'n tyre te maak, maar jy sit nie vir hom loop op nie. Die boot moes 64 lifeboats gehad het, lewensreddingsbootjies, om die hoeveelheid mense wat op hom is, veilig af te kry. Maar omdat die boot nie gesink kan word nie, het hulle dit verminder na 20 bloot net vir die oog, sodat mense dit kan sien. Kyk, daar's lewensbootjies. Net 20. 1500 mense verdrink. Daar was geen krisisbestuurplan. Dis punt nommer 6. Daar was geen krisisbestuurplan op die Titanic nie, want hy kan nie sink nie. Wat 'n krisis is groot genoeg dat ons die mense wat opklim moet opleiding gee oor wat om te doen as hier 'n krisis is. Hier gaan nie 'n krisis kom nie. So die kaptein het nie 'n plan gehad nie, die bemanning het nie 'n plan gehad om uit te voer na die passasiers toe nie. Ek en jy raak geïrriteerd as ons op 'n vliegtuig klim en die tannetjies kom staan aan die middel en dis handjies oor en dan dit en die maas moet op, maar dit is veiligheidsprosedure. Dit is wat ons gaan doen in die geval dat daar potensieel 'n krisis kom. So een van die ouens wat dit oorleef het, sê in sy onderhoud die volgende. Hy sê toe ons daai ysberg slaan, vir die volgende 2 ure op daai boot, was dit totale chaos. Daar was geen orde nie. Niemand het geweet wat om te doen nie. Geen krisisbestuurplan nie. Punt nommer 7. Die ouens wat in die kraaines bo gesit het, wat moes uitkyk oor die oseaan en wat moes sê, daar's 'n ysberg. Se verkykers was in 'n kas toegesluit.
Hulle kon net so ver sien as wat die menslike oog jou toelaat. Wat beteken? As 'n verkyker 500 meter kan sien en die menslike oog 100 meter, dan het jy op 500 meter baie meer kans om die boot se rigting te stuur. En eerstens om die boodskap van bo af, dis nie selfoontyd en radartyd nie, dis tyd van klok lui en skree, "Hey, ysberg!" It just jumped in front of me. Daai is 'n advertensie van hulle verkykers was toegesluit in 'n kas. Hoekom? Is nie nodig nie. Sit jou maar daar. Wat maak dit saak? Is nie nodig nie. Plus, dit was 'n windstil nag. Wat beteken dat as jy nou in die Karoo ry op 'n warm dag en jy sien daai wat ons noem 'n mirage, wat noem jy dit in Afrikaans? Ligspieeling. Nee? Wat vir jou lyk soos water voor, is dit hy kil jou oog. Op die water klaarblyklik doen hy dieselfde. So die weerkaatsing van die water in die maanlig en alles het gemaak dat jy nog swakker kon sien. So hulle was nog nader aan die ysberg toe hulle vir die eerste keer besef, hier's 'n ysberg vir ons. Alles deel van die ouens in die uitkyktoring en die kraaines wat die waarskuwing moes stuur. En teen daai spoed wat hulle gery het, kon hulle nie betyds uit die pad uit van die ysberg kom nie. Punt nommer 8. Toe die boodskap van bo af kom, ysberg, was die noodreaksie van die ou wat die stuurwiel gehad het, aanvanklik verkeerd, omdat hom eers nader na die ysberg toe gestuur voor hy hom teruggebring het, die kant toe. Hy het gepaniek. So die ou met die stuurwiel in sy hand, het 'n fout gemaak ook. Ek was nie daar nie, dis wat die statistiek sê. Punt nommer 9. 'n tydjie voordat die Titanic klaar gebou was, wil hulle hom toets of alles werk, het daar 'n brand ontstaan in een van sy steenkooldepartemente, oonde, wat vir 'n paar dae gebrand het. Nie binne in die oond nie, buitekant. Die steenkool het aan die brand geraak aan die buitekant. Spontane brand. Ja. Hoe stop jy dit in daai tyd? Hulle het al die brandblussers nie goed wat ons vandag gehad. Jy kan nie water op hom spuit nie, hy brand dit beter. Wat die wande van hierdie verskriklike sterk kompartemente verswak het, al daai hitte. Hulle het dit nie vervang nie. Hoekom nie? Daar is die tyd nie. Kaartjies is gekoop, mense wag, ons moet gaan. Kom ons los maar hierdie ou foutjie. Kom ons praat hier daaroor. Dis oukei. Nee wat. Dis so erg man, almal doen dit. Punt nommer 10. Die kaptein was so beïndruk toe hy in sy opleiding deur die ontwerper gewys word, die verbeterings wat gemaak is aan die voorkant van die skip. Die vermoë van die Titanic was so goed dat as hy head-on teen 'n ysberg sou vasry, dat hy vrommelspasie gehad het. Onthou julle die Uno Fires 1100tjies? Sy enjin het mos uitgeval. Sodat hy vrommelspasie het, want hy so klein, waar moet hy frommel? So sy enjin het uitgeval, so my pellet en asdromme vasgery, dan val die enjin uit. Sodat hy kan vrommelspasie hê. Maar Uno Fire kon jy nie stukkend ry nie, los maar. Die Titanic kon vou, ja, mense sou sterf wat in daai kompartemente gebly het en gewerk het, maar die skip sou nie gesink het nie. Ek dink hy kon 4 van daai seksies kon opvou, soos as jy nou kyk na hierdie ouens wat so die karre toets en hulle mos teen die mure vas, dan wys hulle vir jou die crash test dummies wat in die binnekant sit en hoe daai kar nou vrommel en kyk hulle nou die safety features. Hy kon dit doen, hy kon vrommel sonder dat hy breek. En hy sou nog steeds kon vaar.
So as hulle net reguit aangehou het, sonder om te draai, was hulle kans op oorlewing baie groter. Maar toe swaai hulle op die kortste moontlike manier om te probeer uit die pad uitkom teen die spoed wat hulle gevaar het, en die ysberg vang die skip teen die kant. Nie van vooraf nie. Baie naby aan dieselfde plek waar die warship teen die Olympiek vasgegaan het. Baie naby aan dieselfde plek waar die ouens gesê het, kyk daai groot gat en hy skip sink nie. Die Titanic kan nie sink nie. Vang 'n ysberg om. En almal sê, ja, dis net ys. Ys is sagter aan die buitekant. Daar waar hy vir jou wit lyk, is hy sag. Maar sy kor, die grootste gedeelte van 'n ysberg, is blou aan die binnekant. Dis solid, gevriesde water. Gaan vanmiddag huis toe. Dan vra jy iemand om jou met 'n ysblokkie uit die ysvrieskas uit voor jou kop te gooi. Staan stil. Sê nee man, dis net ys. Staan stil. Laat hy jou gooi en kyk jy hoe staan hy knop hy volgende môre. Net daar. Ys is hard. En 5 kompartemente tel skeure op. Nie gate nie, skeure. En die water lek daardeur en hy gaan bo-oor by die seksies in die binnekant en hy vul uiteindelik 6. En 6 is meer as wat die skip kon hanteer. 4 was aanvaarbaar, 6 was te veel. En dan wil ek stil staan by punt nommer 11. Terwyl hulle die Titanic bou, die tegnologie van sy dag was dat hulle 3 miljoen klinknaals, rivets gebruik het. Om daai panele, dit was voor die tyd van kwaliteit swys, wat ons vandag gebruik om skepe mee te bou, of enige staal aan mekaar te heg. Hulle het die panele aan mekaar vasgemaak met rivets, klinknaals. En daai klinknaals is gemaak van 'n spesifieke staal. Wat moet daai staal kan doen? Daai staal moet kan meegee. Hy moet kan buig. Saam met die paneel, so hy moet effens kan rek, ook so dis dik, baie dik klinknaals. Dan wys hulle vir jou die tegnieke en 'n bietjie gaan kyk. Dit is my vrek interessant om weer daaroor. Want al wat ek by die Here gehoor het is Titanic en toe te gaan doen ek nou al die navorsing. Was vir my so lekker om daarna te kyk. Dat hulle so 'n pres en laat sak hulle daai pres en hy kom van weerskant dat die plaat is in die middel, 2 plate wat bo mekaar is, die klinknaal is deur en dan pres hulle hom van 2 kante af met hoë druk na mekaar toe om hom te laat oopskop. Want geen menslike hand kan daai ding laat oopskop nie. Hy is te swaar, hy is te sterk. Hy moet ontsaglik baie gewig en stremming en wat hy moet kan hanteer is beweging. So hy moet kan meegee en terugkom na sy oorspronklike posisie toe. Maar wat gebeur toe? Hulle hardloop toe uit daai spesifieke staal klinknaals uit. Omdat hulle soveel skepe gelyktydig moes bou. Nou wat maak ons nou? Hierdie kwaliteit ding wat ons nou nodig het, is uit stok uit. Wat maak ons nou? Ons kry 'n pirate paard. Ons kry 'n ding wat gaan lyk of dit werk. En mind you, vir die standaarde van daai tyd was dit aanvaarbaar. En hulle het daai goed getoets na die tyd om te sê, wat was die inhoud van die klinknaals, die staal, teenoor die yster wat hulle toe gekry het om dit te doen. Jy gaan jou doodlag. Niemand het geweet. Niemand het getoets. Wat gaan hierdie goeters doen in -2 grade water nie? Alles was fine in die gewone water. Kan 5-6 grade wees, alles is oukei. Maar nie in sub-zero temperature nie. En die ou wat die dokumentêr doen, wys vir jou wat hy sê, kyk nou hierdie spesifieke yster wat ek gebruik. Wrought iron, ek dink dis cast iron ook is die regte woord, maar dis yster wat lekker kan beweeg, maar dis nie daai spesifieke staal nie. Maar kyk gou, hy vat hom in die hamer en slaan, hy sê kyk hierso, hy maak hier eers 'n duitjie, no problem.
Maar die oomblik as hy hom in daai koue stikstof druk en hy maak hom -5 of -6 grade, en hy slaan hom een keer met 'n hamer, dan breek hy ding uitmekaar uit. Hy sê so die yster raak bros. En die oomblik as hy bros raak, kan hy nog alles bymekaar hou, maar hy kan nie impak hanteer nie. So in plaas van buig en meegee, breek hy skeer. En dit was die Titanic se ondergang. Teen daai spoed wat hy hom gevang het daai rivets geskeur, uitgepop, baie van hulle. En in plaas van dat die skip net ingeduik het, en dan wys hulle vir jou voorbeelde van skepe soortgelyk aan die Titanic, wat ook ysberge getref het op dieselfde plek, en wys hy vir jou, hulle het almal net ingeduik. Want hulle het hulle fout ons nou geleer. So hulle het nooit weer daai spesifieke yster gebruik om rivets van te maak nie. Maar in plaas van induik en die skip gaan aan, toe skeer hy en die skip sink. Right, nou vra ek vir die wonderlike goed wat 'n mens deesdae AI noem. Nou sê ek, sê gou vir my, meneer AI, was daar nie 'n ingenieur wat moes afgeteken het op hierdie goed nie? Was daar in 1912 nie iets soos kwaliteitbestuur nie? Ja, sê hy. Nou is kwaliteitbestuur. Geen probleem nie. Dit was daar. Hy sê maar die spasie tussen aanvaarbaar en onaanvaarbaar was baie groot. So wanneer hulle na hierdie yster kyk onder mikroskope en hom opbreek, dan sê hulle binne in die yster by die smeltingsproses, binne in die staal by die smeltingsproses, kom daar 'n kleinerige vorm van 'n vloeistof wat hulle noem slag. En dit is goed as jy tot en met 3% slag in jou staal het, want dit help met die buigsaamheid van die staal. Maar die oomblik as dit opgaan na 8 of 9% toe, dan beteken dit presies die teenoorgestelde. Dit verswak hom. En nog erger, die oomblik as hy in sub-zero water kom, waar daar nog sout betrokke ook is dit 'n totale flop. Maar niemand het dit geweet daai tyd nie. En ek sê, wat van tyd? En meneer Eya, hy sê, ek kan nie vir jou jok hê. Tyd was die probleem. Die boot moes klaarkom. Ons kan nie langer wag nie. Sit daai rivets in wat substandaard is. Die skip is nog steeds onsinkbaar. En 1500 mense verloor hulle geliefdes. Sy geliefdes verloor vir hulle. 1500 mense sterf as gevolg van hierdie goed wat ek nou met jou gedeel het. En vandag nog praat mense oor hierdie saak. Wat het dit te doen met 1 Koning 17? Ek sê jou sê wat dit te doen het met 1 Koning 17. Die Here sê vir Elia, verander rigting. Ons het met mekaar gepraat oor die opdrag van Krit. Verander rigting, maar hy sê dit vir hom 2 keer. Sê vir hom verander rigting van koning Agab af na Krit toe. Verander rigting van Krit af na Sarfat toe. Verander rigting van Sarfat af na Karmel toe. Wanneer die Here sê verander rigting, dan verander jy rigting. Wanneer die Skepper van die heelal 'n waarskuwing bring en sê my kind, ek sien jy's op pad na ysberge toe. Verander nou rigting. Dan kom dit uit sy vaderhart en liefde uit. Dis nie sommer net omdat hy jou journey wil vertraag nie. Die Here het nie 'n plan om jou te verneder en te laat sleg lyk nie. Maar miskien het ek en jy 'n plan om so vinnig as moontlik van punt A na punt B te kom. En die Here se verander rigting vertraag my planne. En voor jy vir jou kom kry, lê jou bootjie 3500 meter
onder die see. En wie kry dan die skuld? Die Here. Hy is die eerste wat ons blameer. Maar die Here het die waarskuwing gestuur. Jy is die kaptein van jou bootjie. Jy is die kaptein van jou bootjie. Jy het altyd die finale besluit. Die Here praat. Jy moet besluit, gaan jy luister. As die Here sê verminder spoed, daar's te veel goed op jou dagboek. Jy kom te min uit by jou gesin. Verminder spoed. Jou gesondheid lê daaronder. Verminder spoed. Dan is dit nie omdat hy jou inkomste wil aftrek daardeur of jou arm wil maak daardeur nie. Dis omdat hy sien jy's besig om na 'n ysberg toe te gaan. Jy gaan nie vinnig genoeg gestop nie. Jy gaan sink. En jy's kaptein. Jy het die keuse. Wat doen Elia toe die Here sê vir hom verander rigting? Hy doen dit. Want die profeet was die stem van die Here na die aarde. As die profeet nie verstaan hoe lyk rigtingverandering nie, hoe moet hy vir die mense leer en vir die koning hoe lyk rigtingverandering? 'n Profetiese woord is nie om smaar te lyk nie, geliefdes. Dis nie om by 'n plek te sit en iemand kom tik in jou skouer. Ek sê net, dit kan nie wees nie, maar baie keer is dit vir my verskriklik. Hoe mense aan jou skouer kom tik want hulle ken jou nie, en nou moet jy 'n woord vir die dag kry. Ek sê die Here sê vir my dit oor jou. Sodat jy meer heilig kan lyk as die ander ou langs jou. Ek sê nie dis die Here wat nie praat nie. Ek sê net, gaan toets dit aan die profetiese stem van die Here. Dit is die gees van die Here wat binne in jou woon. Hy is die profetiese stem van God in jou. En jy moet dit toets. Want jy kan een van twee goed beleef. Die Here kan rigtingverandering aankondig en jy hardloop reguit en die Here kan sê hardloop reguit en jy verander rigting. Op grond van 'n mens. 1 Konings 3, as ek reg onthou. Moenie nou kyk, jy's alright, ek vertel vir jou die storie. Kan verkeerd wees, dit kan 2 Konings 3 wees, maar ek dink is 1 Konings 3. Die Here gee 'n woord vir 'n jong profeet. Hy moet die woord gaan aflewer en nadat hy die woord afgelewer, sê die Here vir hom, nou gaan jy reguit in 'n ander rigting vir ander kos. Jy gaan nie op 'n sekere roete nie, jy bly nie oor nie, jy gaan reguit. En 'n ou profeet kry hom langs die pad. En sê vir hom, die Here het vir my as ou profeet gesê, jy moet by my oorbly. En die jong profeet sê, maar die Here het vir my gesê ek moet reguit gaan. Maar die jong profeet dink, hierdie is mos dan my ou profeet. Hy hoor mos dan nou baie langer al by die Here as ek. En hy gaan bly oor by die ou profeet. En toe hy dit doen, toe sê die ou profeet vir hom, jy het nou mens gehoorsaam bo God. En hy's daar uit, en as ek reg onthou, het 'n beer of 'n leeu hom opgevreet. Titanic. Yes. 1 Konings 13. Ons so 'n paar hoofstukke uit. Ek vat dit net nou. Niks man. Klein sondetjie. Titanic. Sy skipie lê op die bodem van die see. Omdat hy kies om mense te gehoorsaam bo God. En die Here wys vir ons deur Elia se lewe. Hou by wat ek vir jou sê. Bly by my plan. Jesaja 30, weet die een wat planne maak, sê die Here, maar dit kom nie uit my uit nie. Planne, dat hierdie skip sal teen 40 km/h hardloop, reguit deur die ysveld, want hy is gebou daarvoor. Einde van die storie, ek laat nie vir my vertel, nie eers God kan vir my sê nie. Want ek bepaal hoe my Christendom lyk. En ek besluit watter gedeelte van die Bybel vir my tel en wat nie. Of ek besluit, na watter prediker ek daar buite luister en wie nie. En wanneer daai prediker so sê, is dit so, ek hoef dit nie te toetsie. Daai ou is mos 'n man van God. My vriend, my vriendin, my broer, my suster, my geliefde, pas op vir dit. Elia wys vir ons die belangrikheid to stay on course.
Waartoe stuur die Here vir Elia na Krit? Sarfat. Hy is in die omgewing van 'n jaar en 'n half by Krit, waar die kraaie, wat onrein diere is, vir hom kos aandra. Waar hy drink uit die spruit uit, en ons het verlede week vir mekaar gesê, die spruit droog toe op. So dit waartoe die Here hom stuur, droog toe op. Sy voorsiening raak minder, totdat die water weg is. Geen mens kan lewe sonder water nie. Maar die Here se voorsiening het nie gestop by die fisiese water wat opraak nie. Hy sê vir hom, gaan Sarfat toe. Nou op die kaart waarin Elia geleef het, was hy ver weg van Sarfat af. Sarfat lê in wat ons vandag ken as Libanon. Dit lê nie eers in die noordelike koninkryk van Israel nie. Dis buitekant die grens. Wat weet jy van Sarfat af? Jy lees 1 of 2 sinnetjies in die Bybel en jy sien, die Here het ons Sarfat te gestuur en daar het ek 'n weduwee opdrag gegee om vir jou te sorg. Dis al wat jy daar lees. Gaan kyk 'n bietjie. Wat gaan in Sarfat aan, my geliefde? Kan ek jou 'n bietjie geskiedenis van Sarfat gee? Sarfat het 'n sone wat genoem word Sidon. Dit is soos die Breë rivier, die Brede Vallei, 'n groot sone. Binne in die Brede Vallei is Worcester, Rosseville, Wolseley en Ceres, 4 dorpe. Sarfat lê in Sidon. Sidon het 'n koning gehad. En daai koning het 'n dogter gehad. Ek gee jou een raai wat haar naam was. Jezebel. Waarvanaf kom Elia? Voor hy by Krit was. Hy kom van koning Agab af. Wie is koning Agab se vrou? Jezebel. So waartoe stuur die Here vir Elia toe hy van Krit af kom? In die bek van die leeu in. In die bek van die leeu in. Nie sy mense nie. Die vyand se mense. En Agab het met daai dogter gaan trou, met Jezebel gaan trou, uit 'n politieke oogpunt uit, om vrede te bewaar tussen sy grens met Sidon. Sleeping with the enemy. En koning Agab het gehoor dat hierdie profeet vir hom kom sê, as gevolg van hierdie oortredings van jou, om te vermeng met die heidene, sal dit vir 'n sekere tyd in jou land nie reën nie, dit sal ook nie dou nie. En die Here sê vir Elia, die mees onmenslike ding, dink gou mooi, dink gou wat gebeur, 'n bietjie verder in 1 Konings, toe Elia uitkom uit Sarfat uit en hy sy moed bymekaar gekry, hy moet nog verder gaan. Kom hy by 'n boodskapper. Wat sê daai boodskapper? Hy sê vir die boodskapper, gaan sê vir koning Agab, ek wil hom sien. Die boodskapper is so bang vir sy eie lewe, want koning Agab soek vir Elia. Dink jy nie, Elia het verstaan op daai stadium toe die Here vir hom Sarfat toe stuur na die toe. Dit is 'n baie maklike plek om my te kry. Hierdie vrou wat die profete uitwis, by die honderde, kom hier vanaf. Dit is om aan te stap by jou vyand wat 'n kafee besit. En jy kry beeld daarvan weg, dan stap jy by sy kafee in. Sê hallo, hoe gaan dit? So wie lank soek ek vir jou? Jy skuld my geld, kom betaal hierdie brood en kook van gister. Elia moet instap in 'n onmenslike opdrag, nadat hy hoe lank gesit het by die spruit van Krit, wat totaal en al buite sy comfortzone was. Die Here het sy grense geskuif en hom geskit. Maar binne dit het hy vir hom voorsien. Elia bly op koers. Hy verander sy rigting van Gilead, waar Krit, dit is binne die groter Gilead, en hy gaan Sarfat toe. Dis ook vir jou vanmôre gesê, ons gaan praat oor my vriend Jona. Want Jona het ook die opdrag gekry wat Elia gekry het. Gaan na die vyand toe. Sarfat, net soos Ninive, was die vyand.
Dit was nie die bure nie. Dit was nie die onbeskofte oomie wat aan die ander kant by bly nie. Dit was die ou wat ysblokkies gooi. Ninive is vandag die hoofkantoor van, wat is hierdie span se naam wat so, nie Al-Qaeda nie, wat is daai een wat so, ISIS. Maar dit sit aan die ander kant van die rivier, die ruïnes van Ninive lê nog daar, maar dit is dieselfde sone. Die Assiriërs wat gebly het in Ninive, was bekend vir koppe afkap en hope altare bou met die menskoppe. Dit was Israeliese koppe wat daar gelê het onder andere. En die Here sê vir Jona, gaan Ninive toe. Net soos wat hy vir Elia sê, gaan Sarfat toe. Here, ek sal enige ander plek gaan, maar nie so toe nie. Elia gaan, Jona nie. Wat doen Jona? Jona hardloop na die verste moontlike punt weg van die Here af. As jy gaan kyk na waar Tarshish is, nie die ou Tarsus Afrikaans nie, maar dis in Turkye, jy kon stap so toe. Sien daar nie. Tarshish is die mees westelike punt, is nie 'n dorp nie, dis 'n sone, mees westelike sone van Spanje. Volgens die mens van Jona se tyd was dit die einde van die aarde. Daarvanaf is dit net die groot waters. En iewers het hulle nog gedink, maak jy water se afgrond, dan val jy af en dan is jy heeltemal weg van die aarde, want die aarde was mos nog plat volgens hulle. Jona hardloop van Joppe af waar hy bly, klim hy op 'n boot, gaan reguit Tarsies toe, so ver as moontlik weg van die Here af. And the goodness of God that is running after me, hardloop agter Jona aan. Hoekom? Want Jona is die profetiese stem van God vir Ninive. Ninive en Sarfat is een van ons mooiste voorbeelde wanneer iemand vir jou sê, ja, hoe kan 'n God net een nasie lief hê in die Ou Testament? Die Here het 'n hart vir alle mense. En hy stuur die profete ook na wie jy dink die vyand toe is. Maar wat as hy jou stuur? Na die toe wat jy dink die vyand is. Dis die praktiese komponent van wat jy moet verstaan van 'n profeet se werk. En die Here wil profeties ook deur jou werk. Hy wil jou ook gebruik met boodskappe wat moet gaan afgelewer word. Maar Jona sê, wow, Here, weet jy wie's daai mense? Waar het ons so 'n voorbeeld in die Nuwe Testament? Ananias. Toe die Here vir Ananias sê, gaan na Saulus toe, wat blind sit vir 3 dae. Toe sê hy, wow, Here, weet jy wie's daai ou? Weet jy wat doen hy? Ja, Ananias, ek is God. Ek weet, gaan nou maar. Laat ek maar oor Saulus, wat nou Paulus is, sy lewe besluit. Laat ek maar besluit wie ek kan gebruik en wie, moet jy nie daaroor worry nie. Doen jy maar net wat ek sê, vir ander rigting. Jona, gaan jy maar net Ninive toe? Nee, Here. Ek hardloop weg. Nee, Jona, jy kan nie, want ek het 'n plan met 130.000 mense aan daai kant. As jy weghardloop hierso, 130.000 mense gaan nie die woord kry wat ek vir hulle wil stuur nie. Al kos dit Jona dat my goedheid jou kom haal op die see, waar jy, Jona lê en slaap net soos Jesus, maar dis verskillend. Jesus lê en slaap in sy boot omdat hy rustig is. Jona lê en slaap van depressie want hy hardloop weg van waarvoor hy geroep is. En die Here haal hom uit. Sit hom in die vis se maag, beskerm hom, sodat Jona kan dink en by homself kan kom, soos die verlore seun in die vark ook weggehardloop het en by homself moes kom. Want die goedheid en die guns van die Here is nie net vir Jona nie, dis vir die mense in Ninive. Die goedheid en die guns is nie net vir Elia nie, dis vir die mense van Sarfat. Die goedheid en die guns is nie net deur Ananias of Paulus nie, dit is vir die Grieke, vir die heidene, vir my en jou wat vandag sit en die Bybel lees. Kom uit daai ou se pen uit, onder leiding van die Gees. Hoe dink jy was dit vir Paulus? Om terug te gaan na die mense toe, wat hy in die tronk laat stop het. Hoe dink jy dit vir hom gevoel? Partykeer wonder ek of dit nie ook 'n doring in sy vlees was nie.
Almal wat hom eers wil spoeg om met 'n klip gooi, voordat hulle besef, maar hierdie man dien werklik die Here. Die Titanic het net soveel betekenis vir my, in die konteks van 1 Konings 17, 18 en 19, soos enige ander storie, maar die Here het hierdie storie gekies, om op my hart te lê, vir jou, en vir my. Elia gaan na Sarfat toe. Hy verander rigting na Sarfat toe. Daar kry hy 'n weduwee. Nou moet jy gou mooi onthou. 'n Weduwee is 'n vrou sonder 'n man. In die inkomste hiërargie van 'n dorp sou sy heel onder gelê het. Daar's 'n hongersnood in daai dorp. Daai dorp word ook geaffekteer deur die hongersnood wat aangekondig is deur Elia. Hier kom stap die ou in wat die hongersnood veroorsaak het. Volgens hulle. En hy moet iemand kry wat vir hom gaan sorg hierso, die vyand. En die Here gee vir hom nie iemand wat 'n groot boer is daar in baie lande of iets het nie. Nie iemand wat baie vee het nie. Die Here gee vir hom iemand bottom of the food chain. Wat besig is om houtjies op te tel, die laaste bietjie meel en olie te gebruik, 'n roosterkoekie te bak sodat sy en haar seun kan eet en kan sterf. En die Here sê, daar's jou voorsiening. Daar's jou kraai. Kom nou. Sê vir my, jy sou nie gesê, die Here is hier seker nie. Wie van jou en my sou nie van Gilead by Krit geloop moan en mompel het tot binne in Sarfat nie. Dis net te sê as ons gegaan het. As ons nie al die menslike mondelike redes vir die Here gegee het, hoekom hierdie opdrag nie sin maak nie, en het mos vir my 'n gesonde verstand gegee, so waarom sal ek rigting verander vir iets wat nie sin maak nie? Waarom sal ek na waarskuwings luister wat nie sin maak nie? En nie net word Elia se lewe gered met kos daar nie, maar daai vrou se lewe word gered. Haar seun se lewe word gered. Haar seun verloor 'n bietjie later sy lewe. Hy kry dit weer terug met 'n opwekking deur Elia. En daai dorp ontvang redding. Nineve ontvang redding. Toe Jona uiteindelik uitgespoeg word en sê, hier gaan ek kom by myself, en hy gaan, en hy stap deur die strate vir 3 dae in Nineve, en hy spreek die profetiese woord van die Here. En dit raak daai koning se hart aan, en hy roep 'n verrou uit oor sy mense, en 130,000 mense aanvaar die God van Jona en van Israel. Geliefdes, luister gou vir my. Jy gaan nie altyd hou van wat ek vir jou sê nie. Ek hou nie eers van wat ek jou sê vir jou sê nie. Weet jy hoekom nie? Want die Here kommunikeer dit eers in my hart. Die moeilike opdragte, die moeilike goed, die konfrontasies, wat kom uit die liefde van sy hart vir die plan wat hy met my het, kom eers na my toe, dan deur my na jou toe, en hopelik toets jy dit wat ek sê aan die Here om te weet, of dit 'n woord van die Here af is of nie, en dan besluit jy of jy gaan luister en of jy gaan dit teenstaan. Maar ek sê vir jou, jy gaan nie altyd hou van wat ek vir jou sê nie. Want jy is die kaptein van jou eie skipie. En wanneer die waarskuwings gaan deurkom in die morsekodes, omdat ons leef in die eindtyd, en ons leef in 'n tyd waar ek en jy al hoe minder vryheid gaan hê, om ons God te dien soos ons wil. Ons is nog van die bevoorregte areas in die wêreld, ons mag nog hierdie doen. Wat as ons nie meer mag, hoe gaan jy dan? En eendag gaan ek staan voor 'n lewende God. En ek gaan anders geoordeel word as jy. Op grond van of ek die waarskuwings deurgegee het wat moes deurgegee word. Of ek spoed verminder het toe ek moes. Of ek rigting verander het toe ek moes. Ek
gaan voor die Here staan, want die woord sê, laat nie enigeen probeer om 'n leermeester te wees nie, want jy gaan anders geoordeel word. Kan ek gou vir jou met jou eerlik wees? Ek staan liewer voor die lewende God in absolute vrede, dat ek rigting verander het, spoed verander het, toe ek moes, as wat my geloofskapie in die hel beland. Of op die onderste bodem van die diepste kant van die see. En as jy vir my die volgende wil sê, sê dit vir my. Sê dit vir my. Bou, ek hou nie van wat jy sê nie. Bou, ek stem nie met jou saam nie. By all means, kom bespreek dit met my. Gemeente van Godinie en Christus, luister gou vir my. As julle as gemeente voel ek is uit lynheid, kom sê dit vir my. Of ek is uit lynheid met die woord van die Here, of die skoentjie pas jou en jy neem aanstoot, een van die twee. En as mense nie meer wil kom nie, as gevolg van die woord wat hard is, dit sal nie die eerste keer wees, dat mense wegdraai van Jesus af nie. En ek sê nie, ek is Jesus nie. Maar die woord van die Here gaan konfronteer in jou hart. Want sy liefde kondig rigtingveranderings aan. Sy liefde kondig tye van krit aan, waar dit te mekaar is en jy weet nie wat aangaan nie. Sy liefde waarsku jou teen ysberge. Besef jy, dat as Elia nie rigting verander het, met krit en Sarfat nie, dan sou die ysberg van Karmel hom gesink het. Want op Karmel was dit die ultimate uitdaging waarvoor hy gestaan het. Maar omdat hy geluister het, kon hy daar gaan staan met selfvertroue. Die Here van die leerskare het my hiernatoe gestuur, uit my koers baie verander, en hier is ek nou, so kom ons maak hierdie saak uit, sê hy vir die volk. Is dit ons God, of is dit die afgod Baal? Wie is dit? En ek staan liewer verantwoordelik, dat jy vir my vies is, of vir my kwaad is, of nie meer wil kom hiernatoe nie, en nie meer gemeenskap met gelowiges wil hê nie, want jy hou nie vir wat ek sê nie, en ek is nie in lyn met jou comfort nie. Ek staan eerder voor jou skuldig, as voor die Here. Woester, Rosenwil, Woolsley, Ceres het 'n menu, 'n boekei van opsies vir jou. Kies vir jou een waar jy gemaklik is. Maar as ons gelowiges wil saamstap met die Here, laat my toe om die woord vir jou te bring soos ek hom beleef. Ek sê weer, as ek uit lynheid is, kom sien my. Bring my voor die gemeente. Paulus en Petrus het mekaar voor die gemeente aangevat. Paulus en Petrus het mekaar uitgesorteer voor die gemeente. Ek het nie 'n probleem om te sê, ek is jammer as ek 'n fout maak nie. Soos om byvoorbeeld te sê, dat dit kon deurskemer in die visie wat ek vir julle gegee het, in die begin van die jaar, dat ek miskyk die bedienings wat reeds aan die gang is, in die gemeente deur individue. Ek is jammer daaroor. Ek wil nie ontken, dat waarmee jy besig is, disippelskap is nie. Al wat ek probeer sê het, is dat die visie van die Here is, dat ons as 'n kollektief, moet saam begin beweeg. Dis al. Maar as ek het verkeerd oorgedra het, vergewe my. Ek is vir jou so lief, jy sal dit nie verstaan nie. Ek sou nie hiernatoe gekom het, ek en my vroukie, omdat ons gedink het, hier lê 'n beter opsie vir ons in die kant hier. Ek het nie demands oor hoe ek versorg moet word nie, want ek weet die Here het gesê, verander rigting van Durbanville na Rossewil. En voordat die Here nie sê, die rigting moet verander nie, is dit waar ek staan. Want ek is ook die kaptein van my eskapie. Die Titanic het gesink, as gevolg van oordeelsfoute. Die Titanic het gesink as gevolg van arrogansie. Die Titanic het gesink as gevolg van vakmanskap wat sy standaarde verlaag is. Maar in die oë van die mense is dit all powerful. Titanic, enorm. Tel rondom jou, hoeveel sien jy? Ons is nie enorm nie. Ons is nie 'n mega gemeente nie. Maar hier sit Elias en Jeremias
en Paulusse en Petrusse onder julle. En die Here wil ons uitstuur. En die Here wil hê ons moet vaar deur gevaarlike waters. Want die tye waarin ons leef is gevaarlike waters. En die Here wil jou stuur. Partykeer rondom, partykeer dwars deur die ysberge, maar hy sal jou navigeer. Die Here wil vir jou wys, jy kan survive in hierdie tyd. Terwyl die een ou sê, Here, asseblief net nie laat dit nou reën nie. Sê die ander ou, asseblief, Here, kan dit nou reën. Wat een is nou reg en wat een is nou verkeerd? Vir wie moet die Here nou hoor en vir wie moet hy nou los? Kan ons nie maar kom by die punt wat ons sê, die Here is goed, punt. Hy's goed as dit droog is, hy's goed as dit reën, hy's goed as die dam vol is, hy's goed as die dam leeg is, hy's goed elke dag, bless the name of the Lord. Kom ons prys sy heilige naam. Die een wat die stem is, het julle dit gehoor van David Gibbs, The Voice? Wat hy sê hoe hy op die lughawe is, saam met 'n vlieënier wat vir hom, dis die weer is moeilik en die vliegtuig gaan nie opstyg en daar's 'n ou wat sê man ek het 'n privaat vliegtuig, vlieg sommer saam met my. En hy vlieg saam met hierdie ou en daar pas die ou uit. Hy sê vir hom, hoor so ek hou nie van wolke nie, iets met my kop reageer reg met wolke nie. Daar pas hy uit. Die pilot pas uit. Hier's hy in hierdie 6-seater vliegtuig en nou wat nou? Hy en 'n ander ou. En hy klim agter die stokke en hulle begin aan met die radio speel en hulle kry uiteindelik iemand wat vir hulle sê, hoorie maar ek sal jou sein deursit na die toring toe. En die beheerkamer se stem kom deur. Hy sê, I am the voice that will lead you through the storm. But you gotta listen. Hy sê, jy is so ver weg van 'n berg af. Op die koers wat jy nou vlieg, gaan jy in die berg vasvlieg. So, druk daai knoppie, doen dit, lig so, maak so, en deur die hele nag bestuur hierdie ou hom met sy stem, om hom uiteindelik veilig te laat land, toe hulle land, toe raak die pilot wakker. Wat help dit? Hy sê 4:00 daai môre, stap hy in sy hotelkamer in. Sy liggaam is 10 kg ligter van al die sweet wat uit is van stres daar bo in die lug. En as 'n klop aan sy deur. En toe hy die deur oopmaak, toe sê die ou vir hom, you must be David. En toe hy stem hoor, toe sê hy, you are the voice. You are the voice that guided me. Hy sê vir hom, yes, but you are the one that listened. Hy sê, ons begrawe die wat slim is. Ons begrawe die wat arrogant is. Ons begrawe die wat sê, ons kan nie sink nie, ons kan vlieg. Ons begrawe die wat sê, die boek van kennis, van goed en kwaad, die verstaan ek. Maar die wat luister is min. En omdat jy na die stem geluister het, kon ek jou die regte advies gee, van hoe jy rigting moes verander het, sodat jou Titanic, hierdie keer is dit nou net 'n vliegtuig, kon land. Die stem wil vir my en jou guide. Die stem wil vir ons sê, hier is die pad, loop hier langs. Die stem wil ons waarsku. Maar geliefdes, as ons nie eensgesind in hierdie stem staan nie, gaan ons onder mekaar begin woel met mekaar. Ons gaan begin koppe stamp met mekaar. Ons gaan begin ander rigtings aandui. En weet wat gebeur? Presies dieselfde wat tussen hierdie twee paadjies is. Gemeentes skeer. En ek was deel van so 'n gemeente wat geskeer het. Weet jy hoe sleg en hoe lelik en hoe seer is dit? So maak liewer die besluit. Wil jy hier wees of nie? Is dit waar die Here vir jou aandui, waar jy jou gewig moet ingooi? En as jy voel ja, kom met. Ek sê nie ek gaan nie foute maak nie. Ek sê ook jy gaan nie foute maak nie. Maar ek sê die intensie van ons hart, wat die Here gaan ondersoek, is ons committed aan hom. Staan ons voor hom en sê, Here, het ons gebou om 'n Titanic te wees? Ja. Maar ons gee die stuurwiel, die radar, ons gee dit af aan U, om die opdragte vir ons te gee. Ons sal die stuurwerk doen, soos U sê, al gaan ons deur onbekende waters. Deur valleie van doodskaduwee, U stok en U staf is met ons. Ek eindig deur vir jou te sê, die Here is vir jou lief, en ek is vir jou lief. Maar ek sê dit in die openbaar. Dit is moeilik om 'n skipie te stuur met
verskillende stemme wat die rigting wil aandui. As ek uit lyn uit is, kom sien my. Bring die leiers, kom sien my. Maar as ek nie sê waarvan jy hou nie, besluit, wil jy hier wees of nie? Die Titanic moet vaar. Hy moet uitkom uit die hawe uit. Hy is nie gebou om in 'n hawe te lê nie. Hy is gemaak om te vaar. En ons gaan vaar. Miskien gaan ons ysberge tref, miskien nie, ek weet nie. Maar wat ek vir jou kan sê, die Here Jesus Christus het 'n plan met jou en hierdie gemeente en hierdie gemeenskap. En ek is opgewonde saam met jou. Mag ons sy naam aanroep. Mag ons sy naam oplig. Mag ons hom vereer. Mag ons kyk na almal wat kla en sê, weet jy wat, ek het ook genoeg rede om te kla, maar prys sy naam, en dit sit my op 'n beter plek van vertroue in hom. Mag ons mekaar ophelp. Mag ons 'n gemeenskap dra deur moeilike tye. Verstaan ek hoe werk vrot in drywe? Miskien klein bietjie. Verstaan ek hoe werk dit as drywe oopbars wat jy moet pak? Ja, koormis. Maar die God wat groter is as dit, sy naam is voorsiener. En hoe hy aan jou gaan voorsien, kan ek nie vir jou sê nie, maar dat hy aan jou gaan voorsien, kan ek vir jou waarborg. Want binne sy opdrag is sy voorsiening ingesluit. Verander jy net die rigting, verminder die spoed waar jy moet, luister na die stem, en hy sal jou lei na waters waar daar vrede is. Want hoekom? Hy is jou herder. Hy is jou herder. Sy hart is vir jou. Maar hy staan nie aan jou kant nie. Hy wag vir jou om aan sy kant te kom staan. Hy bevorder nie jou planne nie. Hy wag vir jou om oor te kom sodat hy sy planne vir jou en met jou en deur jou kan uitvoer. En dit maak my opgewonde. So gaan ons Titanic vaar of gaan ons sink? Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En dan mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen.